Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Dink jy ook baie keer aan wat wil jy hê mense moet sê by jou begrafnis of as dit aan die einde van jou lewe kom en dit oorstaptyd is of jy weet hoe jy gaan dink en voel oor dit alles. En ek het 'n gevoel dat dit wat nou vir 'n mens so belangrik kan wees met tye, eintlik baie minder belangrik gaan wees. Ek het by geleentheid al verwys na Mitch Albom se boek Tuesdays with Morrie, waar Morrie dan wat hulle noem 'n living funeral hou. Met ander woorde, hy hou sy begrafnisdiens terwyl hy nog leef, want hy wil graag hoor wat mense van hom sê, en hy wil graag dit beleef hoe dit moet wees as ou regtig hier aan die einde kom. Nou so teen hierdie agtergrond lees ek 'n besonderse gedig van Mary Oliver, When Death Comes. En dit het my nogal baie uitgedaag oor, maar wat sou ek wil voel en ervaar aan die einde van my lewe, daar by die oorstaptyd. En dis nou in Engels, maar hoe mooi beskryf sy dit. Ek gaan vir jou so 'n stuk lees. When it's over, I want to say, all my life, I was a bride married to amazement. Is dit nie besonders gesê nie? Daardie verwondering wat 'n mens moet behou. Ons raak so maklik, weet ons lewens word baie maklik klein en ons isoleer onsself soos wat ons ouer word. Ja, ek moet sê vir myself is dit baie keer word dit moeilik om dinge buite my gemaksfeer te doen. Maar hoe nodig het is dat ons verwondering behou, dat ons nuuskierig bly. En dan skryf sy verder, I was the bridegroom, taking the world into my arms. Om die lewe met alles wat kom, die negatiewe, die goeie en die slegte, om dit te omarm, om dit te sien as die voorreg om te kan lewe. Baie mense wil die kinders hê nie, baie jong mense, juis om met die wêreld dit te sleg gaan in die wêreld, en hulle sien hoe hulle kinders kan opbring in hierdie wêreld nie, maar dis juis wat ons nodig het om te doen, om die wêreld te omarm, soos hy skryf. En dan skryf sy verder, en ek gaan terwille van die tyd net hier en daar nog aanhaal. I don't want to find myself sighing and frightened, or full of argument. Hoeveel keer, wanneer ons ouer word ons bitter, word ons suur, en nie aangenaam om rondom te wees nie. Vra jouself af, as mense by jou is en rondom jou is, stap hulle daar weg en voel beter en positiewer oor die lewe, of voel hulle baie negatiewer, meer negatief. En dan net die laaste stukkie skryf sy, I don't want to end up simply having visited this world. Net 'n besoeker te wees nie. Die lewe het sy swaar, en hoe ouer ons word, hoe meer kom die swaar by ons voordeur klop, maar is nog steeds iets so besonders, 'n gawe uit God se hand. En mag God vir jou en my die genade gee om elke asemteug terwyl ons nog lewe, dit te omarm en voluit te leef, omdat dit werklik iets besonders is wat God vir ons gee. Mag ons in verhoudings die besondersheid beleef, veral hier na die einde toe. En mag ons weet dat ons nalatenskap lê nie opgesluit in die grootheid en die formidabele goed wat ons agterlaat nie, maar hoe ons hier aan die einde werklik nog die lewe omarm. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp & Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.